Liewe gemeente, terwyl jou oë net so vir 'n oomblik toe is, die week toe ek so voorberei, hoor ek die woorde dat dis wonderlik om in 'n kerk te wees. Dis die lokale gemeente in wie Jesus self glo en homself openbaar. Julle hoor my baie sê, daar's niks soos die lokale gemeente. As die lokale gemeente reg funksioneer, daar's krag in corporate aanbidding, daar's krag in saamkom. Die skrif is duidelik daaroor. Moenie die onderlinge byeenkomste mis. Daar's iets om by mekaar te kom, maar in hierdie week ervaar ek so, jy kan saam sing, maar nie sing nie. Jy kan hoor, maar nie luister nie. En in hierdie oomblik wil ek jou vra en jou nooi, terwyl jou oë net so gesluit is om 'n connection met die Here te maak, dat jy met hom moet praat. As jou oë gesluit is, wil jy nie erken dat jy hom nodig het nie. Wil jy nie net jou stem laat hoor aan hierdie God wat na jou kyk en jou amper afbuig na jou toe en wil hoor wat jy sê. Hy buig af na jou toe en miskien van die van julle wat dit sien in die gees, dat hy so intens in jou belang stel, in die individu, in die mens, in die jy, dat hy jou op jou naam noem en sê, praat met my, en dis nie 'n godsdiens nie, dis 'n uitnodiging tot 'n verhouding in hierdie oomblik, dat jy nou vir hom kan sê, nie dat jy 'n nuwe kar soek nie dat jy 'n nuwe dinge, maar wat pla jou hier diep in jou binneste? Waar het jy heling nodig? Hoekom doen jy wat jy doen? Praat met die Here en vra hom. Hy is so attent en hy is so besorg oor jou as sy kind. Maar as jy nie praat nie, daar's iets rondom praat, daar's iets rondom verhouding, daar's iets rondom kom ons gesels. En in daardie proses kom daar genesing en heling vir jou. En die uitnodiging is hier vanoggend. En ek weet dit is dalk so 'n bietjie onrustig en ongemaklik vir jou. Maar ek kan nie soos al die ander kerke dalk wees nie. Ons is uniek en ek wil jou help. Laat dit ongemaklik wees. Want môre moet jy dit weer doen. En oormôre weer doen. Totdat jy sy stem hoor, en totdat jy sy stem hoor wat jou naam noem, en dit verander alles in 'n oomblik. Maar as jy niks hoor nie, gaan jy doof deur hierdie lewe, en jy steun op jou eie krag, jy vertrou nie eintlik op hom nie, want hy praat nie met jou nie, dink jy, maar hy praat nou met jou. Hy praat met jou. Jy hoor hom. Dat die gees van die Here so vaardig raak van stoel tot stoel vanoggend. Dat hy jou wysheid gee. Dat daar nou prentjies by jou opkom. Daar kom inspirasie in jou hart. Daar kom skrifte by jou op. Daar kom mense se gesigte dalk by jou op. Daar kom dalk 'n to-do lysie by jou op en sê, ek moet hier aandag gee. Dalk is dit die Here wat met jou praat. Ek moet hier aandag gee. Ek voel leeg in hierdie area. Ek moet hier 'n bietjie meer prioriteite handhaaf. Ek moet meer met my kinders tyd spandeer. Ek moet meer met myself tyd spandeer. Want die Here wil jou volmaak. Dit help nie, jy kom na 'n Sondagdiens toe jy stap so leeg as wat jy was hier uit nie. Terwyl jy sit, ek wil hê jy moet sit, want party van julle sê, jene my bene raak lam, ek hoor jou. Wil jy nie net hierdie oomblik so hou nie, en terwyl jy sit, wil jy nie net jou hande so oop op jou skoot hou nie. Maak jou hande oop, hou dit so op jou skoot, almal doen dit, so prakties. Dis 'n hart wat ontvanklik is nou. Dis 'n gees wat sê, ek getuig, U is God en ek is mens en ek weet niks.
wil U my nie asseblief lei in hierdie weg wat ek moet gaan nie, hierdie week wat ek moet ingaan nie, my besluite wat ek moet neem nie. Here, my hande is oop en ek is ontvanklik van U. Ek vra U nou en wil jy dit nie so fluister oor jou eie lippe? Praat met my, Here. Praat met my nou. Praat met my deur die loop van hierdie diens. Praat met my, Here. My hande is oop, my hart is ontvanklik. Die grond is voorberei. My oë is oop. Ek wil hoor wat U sê. Ek bid dit nou in Jesus naam. Elkeen wat sy hande oop is, dat jy nie teleurgesteld sal wees nie, maar dat die woord van God is so kragtig, so oorvloedig, dat jy sal nou weet, ergens deur hierdie boodskap, sal hy met jou praat, jy sal weet, ek bid dit jou nou toe in die naam van Jesus, amen en amen en amen. Mense, so welkom weer eens. Ek het 'n reeks wat ek mee begin het, wat ek so opgewonde oor is, en kom ek lees net vir jou 'n gedeelte, Lukas 24, kan huiswerk gaan doen, bietjie daar by die huis. Ons reeks is van sien na ontmoet toe. Het jy geweet dat jy kan saam met Jesus loop? Jy kan letterlik saam met Jesus loop, en jy mag dalk baie vrae in jou harte en verwarring. Jy mag dalk teleurgesteld wees, en jy kan saam met Jesus loop, maar hom nie herken nie. Jy kan Sondag kerk toe kom, maar nie weet dat hy met jou ontmoet nie. Jy kan so close raak aan godsdiens, dat jy die verhouding mis. Maar dan kom daar die oomblik wat jy hom innooi, en hy kom en hy openbaar homself aan jou, en alles gaan oop in 'n oomblik. Alles maak ewe skielik sin. Dis asof iemand die lig aansit. Dit kan met jou gebeur vanoggend. Dit kan elke dag met jou gebeur, want dis die God wat ons aanbid. Pas op dat jy saam met hom loop, maar hom nie herken nie. Pas op dat jy hom sien, maar hom nooit ontmoet nie. Ek lees gou vir jou Lukas 24 vers 13. Dis net na Jesus se kruisiging. Jesus is dood na 3 dae en almal is verward. Laasweek het ek met jou gepraat oor Maria, en ek kan nie daarop ingaan nie, maar sy het ook haar oë toe gehad, dat sy nie kon sien nie. En 2 manne van hulle, ek het dit nie op die skerm nie, en 2 van hulle was dieselfde dag op die pad na 'n dorp 8 myl van Jerusalem af weg. 2 manne, hulle noem nie eers hulle name nie, want dit is nie belangrik nie, 8 myl, so plus minus 10 kilometer, loop hulle weg van Jerusalem af, weg van die kruis af, weg van die opstanding af. En die naam, met die naam van Emmaus, hulle is op pad na Emmaus, toe die dorp. En hulle was in gesprek met mekaar, 2 mans, oor al hierdie dinge wat gebeur het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en hy loop saam met hulle. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken nie. En Jesus sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle so bedroef, en hoekom is julle so teleurgestel? En een van die manne, wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling? Waar kom u vandaan dat jy nie weet wat aangaan in die hele Jerusalem nie? Weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daar in Jerusalem gebeur het nie? En hy sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, watter dinge? Jesus het dan maar 'n sin vir humor, nee. Watter dinge? En hulle antwoord hom en sê, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner,
wat 'n profeet was, kragtig in die werk en woord van God voor die hele volk. Hulle praat met Jesus, maar hulle herken hom nie. Hulle vertel vir Jesus wie hy is. Hy loop saam met hulle, maar hulle oë is toe. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sal verlos, maar nou is dit vandag en dit is al die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Ons het gehoop, ons het gedink, maar sommige vroue uit ons het ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, laasweek se preek, Maria Magdalena, en toe hulle sy liggaam nie daar kry nie, het hulle gekom en gesê, hulle het ook 'n gesig gesien van engele wat sê, dat hy lewe. En sommige van die wat daar saam met hom was, het na die graf gegaan, en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. En hy sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, jy is op hierdie Emmauspad nou, né? Jy is op die Emmauspad. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. Alles wat die profete gespreek het, moes Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En Jesus het met hulle begin van die Ou Testament af en al die profete af, en hy het dit uitgelê aan hulle, en hy die skrifte en die dinge wat op hom betrekking was aan hulle verduidelik. Daarom kom hulle naby die dorp waarheen hulle wou reis, en Jesus het gemaak asof hy na 'n ander kant toe of na 'n ander plek toe wou gaan. Maar vers 29, hulle het aangedring, en hulle het gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En hy het aan tafel by hulle gesit, en hy het die brood geneem, en hy het God gedank, en hy het vir hulle die brood gegee om te eet, en toe hulle die brood neem, en die brood eet, sê die skrif, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En dan sê die skrif, en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandende, hier binne in ons, toe ons op die pad met hom praat, en toe ons op die pad, het hy vir ons die skrifte uitgelê. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan weer terug na Jerusalem toe. Hulle het nou net 10 kilometer gestap, met Jesus gepraat, plus minus 2 ure, wat het vat om, so as jy stadig stap, met hom geloop, om alles verduidelik, en toe hulle tot openbaring kom, toe is hulle so opgewonde, hulle hardloop al die pad weer terug. Laat my dink aan toe ek in my fiksjare was. Dan doen ek 'n 21 kilometer en kom by die wendpaal, hardloop ek hom weer. Dis net om julle wakker te kry. Alright. Mense, luister mooi vanoggend. Ek wil met jou praat. Ek wil nie met jou preek vanoggend, want dit is so 'n waardevolle konteks hierdie vanoggend. Ek wil my net herhaal, Maria het ons laasweek gekyk. Maria, kan jy gaan lees, luister die preek, Johannes 20. Kom Maria by die graf. Dan letterlik, dan staan sy by die graf, en Jesus, sy kyk binne in die graf in, dan praat sy met die engele, maar dan staan Jesus reg agter haar, en dan vra hy haar, vrou, waarna soek jy? Dan draai sy om, dan praat sy met Jesus, sy kyk hom in die oë, dan vra sy vir Jesus, as jy weet waar het hulle die liggaam van Jesus gesit, sê vir my, waar het jy hom gesit? En dan antwoord Jesus haar met hierdie wonderlike woorde. Hy vat haar aan die skouers en hy kyk haar in die oë en hy sê vir haar, Maria. En toe hy daai woorde spreek en sê, Maria, toe gaan haar oë oop en sy besef, maar Jesus, dis al die tyd hy met wie ek gepraat het. Partykeer lê ons openbaring in 'n ontmoeting. Maar haar oë was gesluit gewees as gevolg van die gebrokenheid. Ons het laas geleer dat gebrokenheid het nogal 'n manier om pyn en teleurstelling en gebrokenheid verhoog die kortisol stresshormoon in ons lewens. Dit beïnvloed jou slaap,
dit beïnvloed jou immuunstelsel, dit beïnvloed jou hele liggaam, siel en gees. Dit sit jou die hele tyd wakker, jy is die hele tyd aan die gang, jy is die hele tyd in vlug of veg mode, as jou streshormoon die hele tyd opgaan. En gebrokenheid en pyn bring dat die streshormoon die hele tyd aktiveer is in jou lewe. En as jy nie iets daaromtrent doen nie, met respek, dan sal mense baie keer voelklip toe ry en 'n einde maak aan 'n lewens, want dis te veel. Ek rus, ek slaap, maar ek rus nooit nie. My liggaam skakel nooit af nie. Jy sien, en Maria gaan van trane na hoop toe. Sy gaan van soek na sien toe. Sy gaan van gebrokenheid na heelwording en ontmoeting toe. Maar almal se storie lyk nie soos Maria Magdalena se storie nie. En dis wat die Bybel so interessant maak en so uniek maak. Dat miskien is jy daar in Maria en jy het laasweek gehoor hoe hy jou naam noem. Want hy sê, jou naam, jy is by jou naam geroep, jy is myne. Weet jy wat beteken Maria? Toe hy haar so vat in die oë kyk, weet jy wat beteken Maria? Maria beteken beminde, geliefde, ek het jou lief. En toe sy daai woorde hoor, toe gaan haar oë oop. Jy sien, gebrokenheid en pyn kan jou oë toemaak. Gebrokenheid en pyn en sonde kan jou toemaak dat jy Jesus hier voor jou staan, maar jy ontmoet hom nooit nie. Want jou pyn is te groot, jou teleurstelling is te groot. En nou kom ons by hierdie manne, wat sê, hoor hierso, hierdie Emmausgangers, nie almal kry 'n oomblik daar by die graf, dat jy hoor jou naam word gesê nie. Party mense staan nie stil nie, party mense begin te beweeg, want hulle wil iets doen. Party mense begin stadig weg te stap, soos hierdie Emmausgangers. Hulle bly nie stil nie, hulle begin te stap, hulle begin weg te stap van Jerusalem af. Luister mooi, nie omdat hulle nie glo nie. Hulle stap weg, nie omdat hulle nie glo nie, hulle stap weg omdat hulle nie verstaan nie. En hulle is verward en hulle is teleurgesteld en daarom stap die Emmausgangers weg van Jerusalem af. Hulle staan nie by 'n graf nie, maar hulle is op 'n oop pad. Hulle oë is nie vol trane nie, hulle huil nie, maar hulle hele wese is vol vrae. Dis die storie wat hy met ons hier begin deel en dit is jou storie. En ek wil jou vanoggend net vat op hierdie journey wat so uniek is en wat so mooi is. Hierdie Emmausgangers loop weg van Jerusalem af, weg van die plek van die belofte. Pas op dat jy nie wegloop van die plek van belofte, omdat jy teleurstellings en pyn gehad het in jou lewe al nie. Hierdie Emmausgangers, hulle gaan van hoop, gaan hulle letterlik, hulle hoop, hulle loop weg van hoop af, weg van hulle droom af. Hulle loop weg letterlik van alles wat hulle geglo het. Ek kan dit vir jou toe gou wys daar. Die skrif sê in vers 21, hy sê, ons het gehoop. Ons het gedink dat dit hy was wat Israel, 'n Engelse vertaling sê, we had our hopes high. En dan sê die skrif vir ons, en nou maak niks meer sin nie. 'n ander vertaling sê, hulle was bedroef geweest. Bedroef beteken letterlik om te lank te wag vir iets wat nie 'n uitkoms kry nie. Bedroef beteken om swaar van hart te wees. Luister gou, wat beteken bedroef ook? Bedroef beteken om te beweeg, maar sonder rigting. Dit het my so laat dink in ons samelewing. Ons is almal aan die beweeg, maar ons het nie rigting nie. Ons loop weg van ons hoop af, ons loop weg van ons belofte af, ons loop weg van alles wat ons geglo het. Nie so seer omdat ek nie meer glo nie, maar ek weet nie meer hoe om te glo nie, want ek is so teleurgesteld. Dit is moeilik om hier voor te staan altyd, mense. Weet jy hoekom? Want mense vra my die vraag en hulle vra jou die vraag. Ek het gedink God gaan. Jy al daai woorde gehoor. Ek het gedink God gaan. Ek het gedink God gaan vir my uitwerk. Het jy dit al gehoor? Ek het al gedink
en gehoop dat God vir my gaan deurkom. Ek het gebid dat hierdie siekte sal genees word, maar die siekte het gebly. Dit is stawwe goed hierdie, nee. Ek het so geglo dat daar 'n deur vir my sal oopgaan, maar die deur het eintlik 2 deure het vir my toegeslaan. Ek het so vertrou dat hierdie verhouding sal herstel, maar eintlik hoor jy so dit uitmekaar uitgeval. As jy laasweek hier was, dan sou die vraag gevra het oor gebrokenheid, dan sou Maria gevra het, waar is U? Waar is die liggaam? Waar is U? Vandag vra die Emmausganger nie waar is God nie. Hulle vra, hoekom werk hy nie soos wat ek gedink het hy moet werk nie? En nou loop hulle, maar eintlik is hulle besig om weg te stap van hoop af. Met ander woorde, hulle loop nie weg van God nie. Hulle begin net so bietjie weg te dryf van hoop af. Het jy geweet, elke stukkie teleurstelling, elke dag, weet die dag toe ek vir Suzelle vra sy met my trou, toe sê sy eers nee. Dit breek 'n mens. En gelukkig het sy die 6de keer ja gesê. Maar jy sien, as aanhoudende teleurstelling jou tref, dan gaan jy nader aan plat. Voordat ons aangaan, mense, ek wil met jou praat vanoggend, want dit is so ryk. Ek wil jou net so tussenin, wil ek jou herinner, Jesaja 58, 55 vers 8, my wee is nie jou wee nie, my gedagtes is nie jou gedagbedoelende. God werk nie altyd soos wat jy dink hy moet werk nie, né? Spreuke 3 vers 5, want hy sê dan letterlik, vertrou op die Here met jou hele hart, en dan die B-gedeelte, moenie op jou eie insigte staat maak nie. Wat het die Emmausgangers gedoen? Vir 3 dae, hulle ken die skrifte, hulle glo in God, hulle ken die profetiese woorde, hulle verstaan nie wat aangaan nie, en op die 3de dag besluit hulle, te hoor hierso, kom ons steun op ons eie krag, kom ons gee op, ons is teleurgesteld, 'n stukkie van hoop breek in my, en kom ons draai ons rug op die belofte, en ons begin terug te stap. Mense, ek sien dit elke dag in my eie lewe. Johannes 13 vers 7, dan sê hy, wil Jesus Petrus se voete was, dan konteks, dan sê hy, wat sê Petrus, nee, dan sê hy, wat ek nou doen, verstaan jy nie nou nie, maar later sal jy verstaan. Dis die God met wie ons te doen het, nee. Ons verstaan nie nou nie, met ander woorde, jy gaan nie altyd verstaan, maar jy moet steeds aanhou vertrou. Dis wie die Emmausgangers is. Ons het gedink, ons het gehoop. Ek is so bietjie verward, ek is so bietjie teleurgesteld. Ek glo nog, maar ek verstaan nie heeltemal. Mense, vanoggend wil ek jou op hierdie journey vat en sê, hoorie, geloof, wat geloof regtig is om nie altyd alles te verstaan nie, maar ten spyte van alles wat jy nie verstaan nie, nog steeds te kan glo en steeds te kan vertrou in die God wat so gesê het. Dis wat geloof is. Met ander woorde, jy kan vrae hê, jy kan worsteling in jou binnekant hê, jy kan selfs onseker wees in jou binnekant en nog steeds glo. As ons kyk na die Bybel en mense, ek weet ek gaan 'n paar e-mails kry oor, maar kan kyk na die Bybel, dan kyk ons na Johannes die Doper, dan sê hy's die ou wat Jesus aangekondig het, hy's die een wat Jesus se pad voorberei, hy's die evangelis gewees, hy's die een wat Jesus geken het, die pad oopgemaak het hom, dan daai selfe Johannes die Doper as gevolg van wat hy doen, word in die tronk gegooi, en dan sit Johannes die Doper in die tronk, dan stuur hy 'n boodskap aan Jesus, dan vra hy hierdie vraag, dan sê hy, is u regtig die een? Of moet ons 'n ander ene verwag? Daar's so 'n bietjie, ek wil amper sê 'n ongeloof, 'n verwarring. Ek verstaan nie hoekom dit in die tronk moet wees nou nie. Is u die een of moet ons iemand anders te verwag? Psalm 13. Dan sê Dawid, hoe lank nog, Here? As jy gaan aanhou lees, dan sê hy, hoe lank gaan u nog van my vergeet?
dis nie dat die Here van jou vergeet nie, maar dit voel soms so, né? Dawid se woorde hierso. Dit voel asof Dawid het baie vyande gehad. Dawid het baie onbeantwoorde gebede gehad. En ek wil jou wys vanoggend, Dawid, as ek hierdie taal kan gebruik, Dawid praat nie weg van God nie. Hy praat met God in hierdie konteks. En mense vanoggend, as jy party goed nie verstaan nie, beteken dit nie, jy het jou geloof verloor nie. Dit beteken, jy's eintlik op 'n wonderlike reis van ontdekking, van regte en eerlike geloofreis. Dis ons lewe. En ons moet kan vashou. En ek het hier in my eerste punt gesit, teleurstelling, weet julle hom daar, teleurstelling verander partykeer jou pad. So jy kan saam met God se konteks, die Emmausganger stap saam met God, maar tog verstaan hulle nie alles nie, maar hulle stap saam met God. En jy kan dit doen vir 'n rukkie, want as jy fast forward na hierdie gedeelte, jy kan dit doen vir 'n rukkie, en dis okay, in die konteks. Maar ergens as jy te lank gaan stap, dan gaan dit jou hart begin breek, en jy gaan verward raak, jy gaan agterkom, ek droom nie meer nie, jy gaan agterkom, ek hoop nie meer nie, jy gaan agterkom, ek is totaal en al eintlik net oor die gestak. My voete het eintlik al in 'n ander rigting begin beweeg, sonder dat my hart daarvan weet. Want my situasie het my pad verander. En mense, wanneer hoop breek, in die konteks van die Emmausgang, dan trek mense terug. Hulle begin afstand te skep tussen die hoop en die droom. Daar kom te groot gap tussen die realiteit en die belofte en die droom. Dis nou te ver. En stadig begin hulle moed opgee. Elke teleurstelling, elke nee in jou lewe, is 'n stukkie wat breek in jou eie hart. En as jy dit nie gaan regmaak nie, as jy dit nie na God toe vat nie, dan bou dit op. Kortisol, stresshormoon. Jy bly in fight mode, bly in veg mode. Jy het nooit rus nie. Pas op daarvoor. En dan sê hulle, hoor hierso, met ander woorde, wanneer hoop breek, hulle stap nie net fisies weg van hierdie plek af nie. Hulle het stil geword as gevolg van hierdie teleurstelling, die droom is verby. Hulle sê nou daar, die hoop wat hulle gedra het is gebreek, die goed wat hulle gedink het gaan uitwerk, is nou letterlik, dis nou verby. Ons het 'n prentjie gehad van die toekoms, maar hierdie prentjie, hoor, gaan nou nie meer realiseer nie. En ek wil jou vat na, dis hierdie storie van die teleurstelling, maak nie altyd 'n groot lawaai nie. As hy net kon praat, dis die woorde wat ons hoor van mense wat selfmoord partykeer, as hy net kon praat, jy sien, teleurstelling maak nie 'n groot lawaai nie. Dit lyk soms soos met iemand wat net aanhou loop. Hy hou net aan loop. Met ander woorde, hy doen nog die regte ding, maar sy hart is nie daarin nie. Hy bid nog, maar met geen verwagting nie. En ons sien dit in Petrus se lewe. Hy sê, ek sal dit nooit doen, die Here. En dan, na so rukkie, dan sê die skrif, dan verander sy pad, en dan het hy weer gaan teruggeval, en hy het weer gaan visvang. Sy pad het verander as gevolg van die teleurstelling. Ons sien dit letterlik in Elia, doen 'n groot wonderwerk, en dan, na 'n groot oorwinning, dan draai hy om, en gesit hy onder 'n boom, en sê hy wil nou niks meer doen, hy is nou te bang. Sy pad het verander. En mense, dis juis in hierdie oomblik, wanneer jou hoop breek, wat God en Jesus Christus, wanneer jou pad so begin verander, dan kom Jesus en hy sê, ek kom en ek loop saam met jou. Ek kom en ek loop saam met jou. En ek gaan vinnig hier deurgaan, want dis voor die hand lig, en as jy hierdie stories gaan lees, dan sê Jesus, hoor hierso, ek loop saam met jou, al herken jy my nie nou in jou hartseer, in jou pyn, in jou uitdagings, in jou worstelings nie, ek loop saam met jou.
En Jesus sluit by hierdie Emmausgangers aan en die teks sê, maar hulle oë was verhinder dat hulle hom nie kon herken nie. Hey mense, dis wat pyn doen aan 'n mens. Dis wat sonde doen aan 'n mens. Dit maak jou blind. Sonde maak 'n mens blind. Jy sien nie, jy hoor nie, jy verstaan nie. Teleurstellings, gebrokenheid. Jesus het gekom nie net om ons sondes te vergewe nie, maar hy het gekom ook om ons gebrokenheid te genees. Psalm 147, Psalm 34, ek is naby die wat gebroken is van hart en die wat verslae is van gees. Lukas 4 vers 17, ek het gekom om die evangelie in die armste, om die wat verbruisel is van hart, hoor jy so te help en te genees, die wat in die gevangenis vrylating, die wat blind is te laat sien, en dan sê hy weer, om die gebrokenis vry te laat weggaan. Jy's daar so, half hoor jy so, ek wil hê jy moet weet, dit gaan oor die gebrokenis. Jesus is lief vir die gebrokenis. Hoekom? Hy weet, dit maak jou blind, dat jy nie gaan sien nie, dat hy loop saam met jou. Wanneer jy nie verstaan nie, hoor jy, dan sien jy nooit God se hand nie. As jy nie verstaan nie, dan voel jy hy stil. As jy nie verstaan nie, dan voel jy hy's afwesig. Dit voel soos om in mis te ry. Digte mis, stories, so ek sit my ligte aan, alles, ek weet die pad is daar, ek weet die lyn is daar, ek weet die bestemming is daar, maar ek kan dit nie sien nie. Beteken nie, hy is nie daar nie. Ons het hieroor gepraat. God se afwesigheid voel partykeer, hy is nie daar nie. Is dit die waarheid? Is dit die waarheid as ons dink aan wie God is? God se teenwoordigheid word nie bepaal oor hoe jy voel nie. God se teenwoordigheid word bepaal deur wie hy is. Hy sê, onder andere, wag, waar kan ek dit nou vir jou gee? Hy sê, want hy sê in die Bybel, daar is hy, Psalm 4:23, ek is met jou. Stoppend, ek is met jou. Ek is met jou. Hebreërs 13, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Dis ander preke op 'n ander tyd. Maar ons moet sy woord nou vat en sê, hoorie, ek is met jou. En dan hoor jy so, punt 3, Jesus laat jou praat voordat hy antwoord. En hier kom dit nou by die mans bietjie uit, nê. Jesus laat jou praat voordat hy antwoord. Jesus vra, waaroor praat jy hulle? Hy weet reeds waaroor praat hulle. Psalm 109, voordat daar nog 'n woord op jou mond is, voordat daar, weet hy klaar wat gaan jy sê. Hy ken jou so goed. Maar dan nooi hy hulle uit en dan stort hulle teleurstelling uit, hulle stort hulle woorde uit, hy stort hulle verwarring uit. En dan sien ons hoe daar genesing, as jy nou fast forward, hoe daar genesing kom wanneer daai mense eerlik geraak het in hulle lewe. Jy sê, jy is nie fyn wanneer jy nie verstaan nie. Jy is definitief nie okay as jy nie verstaan nie. Jesus vra hulle, waaroor praat julle? En dan nooi Jesus hulle uit en sê, hy gee so half ruimte. Dis wie Jesus is. Hy sê, kom praat met my, ek gee vir jou ruimte. En dan vertel hy hulle storie. Sê hulle hoe teleurgesteld, hoe gebroken, ons het gehoop, ons is verward, ons weet, ons stap nou weer terug na Emmaus toe, ons weet eintlik nie wat ons gaan op by die huis doen nie, want ons het eintlik 'n toekomsverwagting gehad, maar alles is nou gebreek. Hy mense, genesing kom wanneer jy eerlik raak. Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen by 'n sielkundige in 'n boek wat ek gelees, of 'n artikel wat hy sê, emosies wat nie uitgespreek word nie, dit bly in jou liggaam. Julle moet self die navorsing gaan doen, onder andere hulle sê, daai emosies, as dit nie uitgespreek kan tot 7 jaar in jou liggaam bly. Tot die tyd sting saam, en sê amen. Navorsing het gewys, jou liggaam dra wat jou mond nog nie gesê het nie. Jou liggaam dra wat jou mond nog nie gesê het nie. Ander vertaling sê, ander navorsing sê, emosies wat nie uitgespreek word nie, dit verdwyn nie, dit bly in jou. Onderdrukte emosies verhoog die stres, kortisol. Die skrif sê, as ek nou mooi daaraan spreek, hy sê, uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n droom wat uitkom is soos 'n lewensboom. Bedoelende, hierdie goed moet nie ophoop in jou nie. Hulle noem dit daar in die navorsing, name it to tame it. Dis so
'n sielkundige manier wat sê name it to tame it. As jy dit verklaar, as jy dit sê, dan kan jy dit eers begin beheer. Daarom mense met probleme, hulle is nog in ontkenning, het sal nooit vir hulle werk nie. Ek het 'n probleem met drank. Nou kan die genesing begin. Deur erkenning. Psalm 62, kan ek hom gou vir jou lees? Daarom sê die skrif, kom ons vat dit terug skrif toe. Mense, vat ietsie uit. Die skrif sê, stort julle hart voor hom uit, want God is vir ons 'n toevlug. Weet jy wat beteken stort jou hart voor hom uit? Weet jy wat beteken dit? In Afrikaans, dit beteken letterlik, hou niks terug nie. Stort jou hart uit, moenie filters opsit nie. Stort jou hart uit, sê wat dit regtig is. Yeah. Stort jou hart voor hom uit. Jakobus 5:16, dan sê hy, bely aan mekaar, praat met mekaar, dan gaan julle gesond word, né? Hoor gou hierdie ene, Psalm 32, sê, toe ek stil gebly het my gebeente uitgeteer. Maar toe ek my sondes begin bely, toe verander my donkerte soos 'n somergloed. Navorsing wys dat vrouens so bietjie meer gesond. Theo, wil jy net gou vir my daar? Ek dink is die wind daar, nou klink dit soos 'n gans wat amen sê, hier so agter my. Maar dis hoekom vrouens is in die algemeen 'n bietjie meer gesonder, want hulle praat meer. Mans is geneig om in te hou. Okay? Ek wil nou nie daarop uitgaan nie, maar kom woon nie, huwelikskursus baie ernstig aan. Waaroor praat julle? Ek mense, hier is dit ek is hier op hierdie pad van die lewe. Hier en op hierdie pad kry ek verskriklike teleurstellings, highs en lows. Op hierdie pad, sonder dat ek weet, het my voete begin beweeg na 'n ander rigting toe, want dis waantoe my gevoelens my vat. Hierdie maak nie meer sin nie. Loop weg van Jerusalem, loop weg van die hoop, loop weg van die beloftes, loop weg van die profetiese woorde wat oor jou gespreek is toe jy 10 en 11 en 13 jaar oud, want dit is nou so lank, dit vat my weg, dit draai my voete na 'n nuwe rigting toe. En hier mense, die Here is so genadig, dat hy so langs jou kom stap en sê, praat met my. Praat met my. Hierdie week dink ek aan. Ek hoor die Here sê, Rian, wat dink jy? Ek hoor hoe hy sê in laasweek se preek, want ek is in dit. Wat pla jou? Hoekom is jy so gebreek in jou binnekant? Hoekom kap jy dit so verward aan? Ek hoor hoe hy dit sê. En is nie omdat ek nie meer glo nie. Is net omdat ek so bietjie, ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie dat my vriend so oud soos ek is, dat hy moet doodgaan nie. Ek verstaan nie dat my pa moes dood. Ek verstaan nie. Ek was so klomp, maar nou moet ek hierdie pad stap, nê. En dan kom stap Jesus langs my en dan aktiveer hy. Verwoord jou pyn. Verwoord jou dilemma. Gee woorde aan jou chaos. Gee woorde aan jou pyn. Ja mense, ek kan skiep daarso.
vir jou net 'n Bybelse voorbeeld gee. Hanna, sy gaan deur 'n stryd van haar lewe. Hanna 1 vers 15, dan sê hy, ek het my siel voor die Here uitgestort. As jy gaan verder aan, dan kom jy by vers 18 en dan sê hy, en haar aangesig was nie dieselfde nie. Jy lees dit in Dawid se lewe. Hy het voor God gekom en dan gee God hom antwoorde. Ek weet nie wat dit vir jou beteken vanoggend nie, maar wat dit vir my beteken is, jy hoef nie sterk voor God te wees nie. Ek het hier geskryf, want God wag nie vir die perfekte woorde nie, hy wag vir 'n oop hart. Ek wonder hoe sou ons gebede geklink het, as ons nie filters opsit nie. Ek wonder hoe sou jou gebede geklink het, as jy dood eerlik met die Here moet praat, na 'n meeting wat jy iemand wou vermoor het. Ek wonder hoe klink daai gebede. Want Dawid het dit gebid. Jy kan gelees in Psalms, dan bid Dawid en sê, Here, ek bid, laat daai ou wat my ingedoen het, laat U hom doodmaak. Nee, moenie net hom dood nie, maak sommer sy ma dood, maak sy pa dood en sy kinders dood. Nee, dan sê hy, moet hulle nie net doodmaak nie, laat hulle sonder brood sterwe van hongerte. Dit staan so in die Bybel. En dan lees ons oor Dawid se lewe, 'n man so na in my hart. Jesus, hier's 'n paar preke wat ek wil preek nou, ongefilterd. Ek wonder hoe sou jou gebede gelyk het, nê? En dan, ek moet aangaan, God verduidelik voordat hy homself openbaar. Hy kom nie en stap langs hom op die eerste 2 kilometer en sê, hey, surprise, dis ek. Hy verduidelik hulle. Hy wil hê hulle moet verstaan, want weet, sonder dat hulle verstaan, gaan hulle nog steeds verward wees. Maar as hy hulle laat verstaan, dan gaan die ontmoeting sinvol wees. Nou stap ons hierdie Emmaus-pad, dis 'n grondpad. Dis 'n sinkplaatpad. En hy loop en dan, as jy so loop, dan klap jou tande so te mekaar. Daar's gate in, daar's nie water nie, en dis 'n lang en dis 'n moeilike pad hierdie. En ons noem dit die lewenswandel. En dan kom ons in die Nuwe Testament en dan sê ek loop langs jou, ek praat met jou. Ek wil jou verduidelik van die begin in die Ou Testament, is julle oë so verward. Julle ken my nie omdat julle nie die skrifte, Johannes. Hier is mense, ons het so groot verantwoordelikheid, dat julle almal gooi dit hier na die leiers toe, na die kerk toe, na die pastore toe, nee, jy het 'n verantwoordelikheid om saam met hom te stap, want hy wil, maar jou oë is dalk toe. Jou storie lyk dalk baie deurmekaar, sinloos en sonder rigting. Maar daarom het ons tot vervelings toe gesê in hierdie kerk, as jy Bybel lees, dan kry jy God se perspektief op jou lewe, dat jy moet sien. Psalm 119 is my so oulik, kan ek sê oulik. Psalm 119 vers 5 sê, dan sê hy, U woord is 'n lamp vir my voet. U woord is 'n lamp vir my voet. Nou leef ons in hierdie elektriese moderne wêreld van vandag, nê? En ons weet van floodlights wat 2000 lumens is, wat 700 meter vooruit jou liggaam. Dink ons, dis nou mos nou modern. U woord is soos 'n lamp vir my voet. Hy wys jou 1 tree op 'n slag. En daar's 'n preek op sy eie ook. Haastigheid, nou. Die lamp is 'n lig vir my voet, 1 tree op 'n slag.
OK, kom ons sluit af. Die 5de, die oomblik van ontmoeting. Hulle kom by die huis, hulle kom by die draaipunt. En dan pleit hulle om, hulle dring aan by hom. Asseblief, kom in. Daar's 'n desperaatheid, daar iets weet hulle klaar, hierdie persoon, kom in. Ons nooi jou. Dit klink vir my soos bekering, né? Dit klink vir my soos Johannes 2 wat sê, en daar was 'n bruilof te Kana, en toe kom haar 'n wyntekort, maar gelukkig was Jesus ook na die bruilof toe genooi. Dit laat my dink aan Romeine 8, 9 en 10, wat hy sê, nooi Jesus in jou hart in, bely met jou hart, dan nooi hom in. Die Emmausgangers, kom met die, nooi hom in, laat hy saam met julle kom eet, laat hy saam aan die tafel kom sit. Jesus, en dan is daar so 'n oomblik van ontmoeting. Mense, hierdie is jy. En dan sê hy, dan breek hy die brood. Hoeveel keer het ons in hierdie kerk al nagmaal, hoeveel keer het hierdie Kleopas nie al gesien hoe brood gebreek word? Dit is 'n gewone aksie, 'n natuurlike aksie, wat hy voorheen baie gesien het. Maar hierdie keer gebeur daar iets anders, want ek is verduidelik. Ek het 'n pad gestap, en nou gebeur iets met my. Iets anders gebeur met my. My oë gaan letterlik oop. Ek sien goed wat ek nog nooit in my lewe gesien het, in een oomblik. In een oomblik met Jesus, dan sien jy wat nog die heeltyd vir jou gemis was, in een oomblik. In een oomblik val alles in die plek. Dis so goed, ek gooi vir jou vandag, gooi ek vir jou hierso 'n 500 puzzlestukke die uit en sê, hoor jy het 2 ure om hierdie ding te bou. Jy's entoesiasties in die begin, jy draai om en jy soek al die hoeke en alles. Uiteindelik gaan jy vir my sê, ek is so verward, ek is so deurmekaar, ek het nie 'n klou wat hier aangaan nie. En dan kom iemand hier agteruit en dan wys hy jou die boks met die prentjie op. Dan sê jy, o, in 'n oomblik. Wat Jesus kom en dan maak hy jou oë oop. En dan sê hy die laaste stuk, en het ons harte nie gebrand nie. Hier mense, ek het lanklaas weet met mense, wat het my hart nie gebrand nie. My hart is brandende hieroor. As ek besef, hy is die heeltyd saam met my gewees. Hy is deur dit alles saam met my. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Nie, hy kry my aan die ander kant nie en sê sterkte en ek hoop jy kommuniseer daar uit nie. Hy sê, ek kom saam met jou deur hierdie dal van doodskade weer. U was daar saam met my gewees. Ja mense, ek kan nie vir jou sê hoe dank ek die Here vir 'n uitkomsie uit my eie lewe uit nie. Want dit is jy. Hierdie gemeente weet ek dat hier's mense wat so deur pyn gaan, teleurstellings gaan. Hulle het soveel hoop, hulle het soveel beloftes, hulle het soveel profeseë. Dan raak daar so 'n hengse groot gap tussen die realiteit en die waarheid en die belofte. Dan hou jy op stap saam met hom. En jou voete het een of ander krag en hom in 'n draai in 'n verkeerde rigting in. Wees bewus dat selfs in daai verkeer, dat God met jou is en hy probeer jou draai, probeer met jou praat. En met trane en vra, kom hulle by Emmaus aan. En in 'n oomblik besluit hulle, hier's die openbaring. Ons kan nie anders as om terug te hardloop nie. En van ons moet terughardloop vanoggend. Van ons moet teruggaan vanoggend. Jy het die openbaring. Jou oë is oop. Jou hart is brandend. Miskien begin jou lewe met chaos en hy gee jou vanoggend nie net duidelikheid nie, hy gee jou perspektief. Hy gee jou die wonder van sy teenwoordigheid saam met jou. Ek verstaan dit nie mense, hoe kyk jy in Jesus se oë en Maria herken hom nie? Hoe is dit moontlik? Hoe stap Emmausgangers 2 ure saam met Jesus, maar hulle weet nie dis hy nie. Jesusie, dan vra my kind my, en dan vra my vriende, maar dan besef ek stap saam met hom, maar ek is so verward in my eie lewe. Dan besef ek, Here ontmoet my weer, sê my naam, sê net my naam, sê vir my, sê my naam, breek die brood vir my, dat my oë kan oopgaan, want U verduidelik my oor en oor, en ek gaan daar eindig en stop.
Ek vra jou vanoggend, weet, was so 'n mooi lied, ek dink Richard mag hom dalk vir ons sing. Ons het so 'n paar minute oor. Ek wil jou vra vanoggend, waar is jy? Hierdie week dink ek en ek hoor van mense wat is net deur iets gaan, wat net is net so traumaties. Waar is jy vanoggend? Goed wat nie uitwerk nie, of chaos in jou lewe, gebede wat nie beantwoord word nie. Jy dink God is stil en ver en weg. Maar vanoggend herinner ek jou, hy stap langs jou. In elke tree wat jy gee, stap hy langs jou. Toe Samson gaan sondig het teen die Here met die vrou, was 'n boek geskryf daaroor. Ek weet nie hoeveel kilometer, ek praat onder korreksie, maar die boek praat van, hy het 32.000 tree gegee, en elke tree het die Here vir hom gesê, Samson, Samson. Hy het steeds gaan sondig. En 'n stories wat ons moet hoor en sê, hy stap saam met my, hy is in my skare weer. Hy praat met my, hy verduidelik my. Hy wil hê ek moet die skrifte verstaan. Hy wil hê ek moet Bybel lees. Weet jy, as jy 'n paar hoofstukke daglik lees jy die Bybel deur in 'n jaar. Julle verstaan my, want julle verstaan nie my skrifte nie. Julle kom op 'n Sondag kerk toe en dan hoop jy maar, hy loop saam met jou, maar eintlik is ek gebreek en teleurgestel. En ek wil nie daaroor praat nie. Hierso is hy. Terwyl ons hierdie lied in jou oë net so 'n bietjie gaan toemaak. Here, maak oop my oë. Here, maak oop my oë. Jy sien, ons kan revival dienste hou en ons kan vir mense bid. Maar ene mense, ek het al mense gesien wat fisies gesond word, maar innerlik is hulle gekrank en gepynig en gebroken. Jesus, kom ons word gesond. Kom ons laat toe dat die Here my oopmaak en laat toe dat hy hier binne in jou werk en ons word gesonde mense. Ek is verlos van die sonde, maar hy wil jou ook genees van jou gebrokenheid. Elke keer as ek die 70x7 kursus doen, dan kom ek agter, hier's nog iemand wat ek moet vergewe. Hierdie persoon het ek nog nie vergewe. Die Here bring goed op in jou, en maak jou vry. My broer is vanoggend hier in die diens, maar jy weet, ek spot so baie daaroor, maar ek dink nie ek het baie bagaas nie, maar my vrou weet ek het. Maar my pa het my eendag so skrik gemaak met 'n springkaan, dat jy kan my met 'n dinosaur, ek sal nie, maar met 'n springkaan. Nou kom hy goed op, wat het met jou gebeur toe jy klein was? Ek was 4 jaar oud en dan het my ma gesê, nee man, jy is so dom, jy sal nooit weet om iemand te red in die see nie. 4 jaar oud, dan onthou jy die goed. My ma het nie bedoel nie. Ek sien nou my broer sê, sy het, ek kry jou buite vanaand. Dis bagasie, nee, goed kom op. En dan leer ons om stil te bly daaroor. Stort jou hart uit. Hoe lyk jou gebed as dit nie gefilter is vanoggend nie? Yes, ek dink dit is 'n lelike gebed. Dit is nie 'n netjiese gebed daai nie, maar dit is 'n eerlike gebed. Miskien moet ons so begin bid. Fariseërs staan op die straathoek, halleluja, prys die Here, en dan staan die arme man op die straathoek en sê, Here, ek kan nie bid soos hy nie, dan slat hy op sy bors, en sê, Here, wees my genadig, dan sê die Here, ek hoor jou gebed ver bo die een wat so herhaal en voorgee. Jy sien, die Here werk nie met die voorgegeede jy nie, hy werk met die regte jy. Kom ons net so 'n oombliekie stil, en weet nie om die diens regtig af te sluit nie, maar miskien is dit net 'n werking tussen jou en die Here. Miskien is dit net tussen jou en die Here wat net moet hoor, hy noem jou naam. En
hy stap saam met jou. En hy nooi jou om met hom te praat. Ek sal jou verduidelik al die dinge. Het is okay om te glo en nog steeds verward te wees 'n bietjie verwarring, 'n bietjie twyfel. Want ons sien dit in die skrif. Ons word in die kerk so geleer, ek weet, ek is so kristalhelder. Jene mense, ek weet daar sulke mense, maar ek voel nie elke dag so nie. Ek gaan op die skrif, nie op gevoel nie, op die waarheid. En partykeer bewe jou bene, partykeer wikkel jou bene bietjie, maar ek vertrou. So oomblikie mense, ons gaan nie oor die tyd gaan nie, jy kan ontspan. As besoekers al buite, as jy vanoggend 'n besoeker is, hulle trek my aandag daar, maar ons gaan nou afstelling kry vir jou chocolate daar. Stap jy die pad saam met Jesus terwyl jy daai chocolate eet. Maar vir nou, is hier 'n ernstige oomblik net om, Here, ek maak dit vas. Net so vir 'n oomblik, kom ons luister na I see your face. I see the Lord. I see the Lord exalted high above of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. Lord, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Show me your face, Lord. Show me your face. Gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace. I can make it to the end if I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Won't you gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace. I could make it to the end. I can make it to the end. I can make it to the end if I can just see your face. Ek kan dit maak tot die einde toe, as ek net u gesig kan sien en u self openbaar aan my, want hy wil en is sy begeerte vir jou as individu wat ver voel vanoggend of naby is. Daar's soveel aspekte en soveel perspektief wat jy kry wanneer jy hom sien wie hy is. Hy maak homself aan jou bekend, want hy sien jou raak vanoggend. Hy is die God alrooi, die God wat jou sien. Hy sien jou vanoggend, hy ken jou naam en hy roep jou by jou graf op jou naam. As jy nie jou naam hoor nie,
stap hy saam met jou op hierdie pad. Op hierdie grondpad en stowwerige pad waar jy dalk moed verloor het, maar net aangaan. Jy lag op jou gesig, maar innerlik is daar pyn. Dan sê hy, ek ontmoet jou daar op die pad. Want ek is God en ek het jou lief. En ek weet jy is uniek, maar steeds wil ek hê jy hoor my noem en roep op jou naam. Vanoggend bid ek, Here, dat hierdie wonder in die gees, Here van Abba Vader, wat elke kind op sy naam noem, nie net die sterre 'n naam gee nie, maar elkeen van u kinders. Ek bid, Here, dat u die liefde van Jesus, Here, in ons harte sal uitstort in die krag van die Heilige Gees, om ons te onthou, ons stap saam met u. Here, dat ons die eerlike en ongefilterde gebede sal rig tot u, Here. Here, en daarom is dit dalk wat ons moet terugtrek in die stilte van ons kamers, want miskien as ander mense ons hoor so bid, sal hulle dink, dis nie reg nie. Maar Here, u sê, stort jou hart voor my uit. Stort jou hart voor my uit. En Here, dalk is dit die geheim wat die wêreld van ons weerhou. Here, vanoggend stort ons harte voor u uit. Hierdie week sal ons uitstort en sê, dis wat regtig aangaan. En ek weet, Here, daardeur kom genesing en ek sal u stem hoor. Ek bid dit oor elke